Baie welkom by vandag se luistermeditasie in die tweede week van Advent. Dit is Woensdag 10 Desember. En ons gaan vandag stil word by Psalm 72, vers 1 tot 7 en 18 tot 20 uit die 2020 vertaling. Ek steek vir ons vandag die kers van liefde aan en nooi jou om tuis te kom in hierdie oomblik van lig en lewe. Min woorde is nodig vir Advent. Vir die wat die reis onderneem, is oop oë, spits ore en 'n liefdevolle hart al wat nodig is om die ster te volg tot by die koningskind. Ere aan God, die Heer van alle Here, woon ook in ons deur sy woord en sy gees. Gee ons die liefde, geloof en vertroue om u gehoorsame kinders te wees. Wek in ons liefde, o Heer, vir u waarheid. Waarheid gee insig, versterk en maak vry. U is die waarheid, die weg en die lewe. U woon in ons en laat ons in u bly. Psalm 72, vers 1 tot 8 en 18 tot 20. O God, gee u beslissings aan die koning, u geregtigheid aan die seun van die koning. Mag hy volk met geregtigheid oordeel, u magteloses met billikheid. Mag die berge vrede bring vir die volk, en die heuwels geregtigheid. Hy sal die magteloses van die volk se regte handhaf, die kinders van behoeftiges verlos, maar onderdrukkers verpletter. Hulle sal vir u ontzag hê, solank die son en die maan nog daar is, vir geslagte lank. Mag die koning wees soos reën wat neerdal op 'n gesnyde grasveld, soos reënbuie wat die aarde deurweek. In sy tyd sal regverdiges floreer. Daar sal vrede en oorvloed wees, tot die maan nie meer daar is nie. Mag hy heers van see tot see, van die rivier tot aan die uithoeke van die aarde. Die Here God, die God van Israel, moet geprys word. Hy wat wonders doen, net hy alleen. Sy luisterryke naam moet vir ewig geprys word. Mag sy heerlikheid die hele aarde vul. Amen. Amen. Die gebede van Dawid, seun van Isaai, eindig hier. Vers 20 tref diep. Hierdie is die laaste van Dawid se psalms. 'n lewe van gebed het Dawid gelei. Allermins 'n perfekte mens, maar 'n hart na aan God het hy gehad. En 'n man na aan God se hart, so het hy geleef. En hier bid hy dan sy laaste psalm wat neergeskryf word. En op die eerste lees kweek hierdie gebed van Dawid by ons 'n verbeelding oor heerskappy en leierskap volgens die waardes van die koninkryk van God. Regverdigheid, billikheid, vrede, geregtigheid.
weerlose kinders wat verlos en beskerm word, onderdrukkers wat verpletter word, regverdiges wat floreer. En hierdie waardes is nie beperk tot 'n klein groepie mense nie, maar dit heers van see tot see, tot in die uithoeke. Maar nou los Dawid se gebed my met 'n vraag. Strook dit met die waardes van die wêreld waarin ek leef? Is hierdie refleksie van Dawid oor wat God van 'n koning verwag, van hom verwag, waarvoor die leiers, die konings van ons land en ons wêreld? Was ons nou in lydenstyd, het ek sonder skroom nee geantwoord. Ons kan maar net 'n koerant optel. Jy gaan skaars by bladsy 3 kom om in 'n lydenstyd antwoord op hierdie psalm te reageer. Maar ons bevind ons nou in Advent en leef doelbewus die ritme van hoop, vreugde, liefde en vrede. Daarom bid ek dat God my oë sal oopmaak om te sien waar hierdie waardes heers. Om daarvoor te bid en my lewe oop te stel sodat God hierdie waardes deel van my lewe kan maak. En waar ek beleef dat dit ontbreek in my wêreld en in my, dan lees ek Dawid se gebed weer. Net om te ontdek dat die seun van Isai se koninkryksdroom gerealiseer het in die seun van Josef. O God, U gee U beslissings aan Christus die koning. U geregtigheid aan U seun. Mag hy U ganse skepping met geregtigheid oordeel. U magteloses met billikheid. Mag die berge vrede bring vir die volk en die heuwels geregtigheid. Hy sal die magteloses van die volk se regte hand af, die kinders van behoeftiges verlos, maar onderdrukkers verpletter. Hulle sal vir hom ontzag hê, solank die son en die maan nog daar is vir geslagte lank. Mag Christus wees soos reën, lewende reën, wat neerdal op 'n gesnyde grasveld, soos reënbuie wat die aarde deurweek. Deur hom sal regverdiges floreer. Daar sal vrede in oorvloed wees, tot die maan nie meer daar is nie. Mag Christus heers van see tot see, van die rivier tot aan die uithoeke van die aarde. Hier eindig ons gebede. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom en laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat kom ons nie in die versoeking nie,
maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.